groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God, almal sal sien. Almal sal sien. Hoe groot is ons God, almal sal sien. Almal sal sien. Hoe groot is ons God. Halleluja, wat 'n voorreg vanoggend om voor U te staan as ons lewende God. Here, daar is niemand soos U. Daar is niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U. En ons staan vanoggend so voor U en erken dat dit is die lewende God. Daar waar jy staan, wil jy nie dalk net jou hande bietjie uitsteek en ons die naam van die Here groot maak vir 'n oomblik. Here, U is heilig, U is waardig. Daar is niemand soos U nie, niemand wat opgemeet kan word aan die glorie, aan die genade, aan die geregtigheid, aan die vrede nie. En terwyl ons vanoggend so voor U staan, Here, besing ons U as die koning van ons hart, as die Here van ons lewens. En vanoggend wil ons sê, daar is niemand soos U nie. Ontvang U vanoggend ook so in hierdie plek, al die lof en al die eer van ons hart en ons lewens, is my gebed vanoggend. Kom ons Skepper Gees, kom vul ons met die Gees, kom ons Skepper Gees, en kom bedien harte, kom bedien lewens vanoggend. Dis my gebed in Jesus se naam. En ons loof en ons eer U. Amen en amen. Kan ons Here 'n lofoffer gee? Amen. Ek kan die sitplekke neem. Halleluja, wat 'n voorreg vir my en Karen om vanoggend so saam met julle te wees in die teenwoordigheid van die Here. Ons op pad by die huis is, Kelvin. Amen. Hey, man, hier het ons gewerk, skat. Hier het ons gepyn. Ek sal glo ek het hier van 'n leraar geval 2 keer, jy weet. Dis al Karen, hoekom ek is as ek is, jy weet. Baie lekker om vanoggend soveel ou gesigte te sien en saam met U vanoggend te kuier, ook so in die teenwoordigheid van die Here. Weet, God is groot, God is heilig, hy is waardig. En ons niks kan vergelyk word met God se glorie en met sy heerlikheid nie. En vanoggend vir my, pastoor, baie dankie vir die besonderse uitnodiging om hier saam met julle te kan kuier namens myself en die Bybelgenootskap in Karen. Dit is ons 'n voorreg. Ons bedien op hierdie stadium Limpopo, Gauteng, Noordwes, Mpumalanga. So ons is feitelik elke naweek iewerste op 'n ander plek om dan te gesels oor die Bybelgenootskap en ook oor dit wat God mee besig is. Ek is baie opgewonde vanoggend om saam met julle te kuier, om die woord met U te deel en dan ook sommer so 'n bietjie die woord te deel en oop te maak wat die Here op my hart gelê het. En ook hierna in die Engelse diens het ek werklik waar ook 'n woord uit Psalm 119 wat ek wil deel met die Engelse gemeente. Pastoor, jy doen goeie werk. Hy het gesê ons moet nou nie hier iets sê nie, maar weet jy, as daar nie 'n herder in 'n gemeente is nie, wie gaan die skape lei? En ek wil jou salueer. Jy weet, ek kan onthou toe ek hier begin het, toe was hierdie plek in 'n toestand, ek was besig die buitekant, toe stop Johan hier, ons het saam studeer. En hy sê vir my, Boeta, ek sê, waar val jy uit? Waar kom jy nou vandaan? Nee, hy bly net hier om die hoek, en van daai oomblik af het hy trokke hier na toe gebring, ons het bome gesag, kan jy onthou het ons gesag? Trailers hier uitgevat. En selfs met die diefstal. Het julle nog diefstal? Dis Eastland. Halleluja. Dis lekker om vanoggend saam met julle te wees, pastoor. En jy weet, gaan my 'n geleentheid om sommer net jy weet, iets aan net te oorhandig. Ek is eintlik baie opgewonde met die vertalings van die Bybel. Het daar oor die jare baie, jy weet, daar was probleme oor vertalings en sienings oor vertalings en jy weet, daar was 'n ongelukkigheid oor versies wat uitgehaal is. Ek weet nie of julle ook voel soos ek. Selfs Karen se bediende sê vir my die week, ek vra vir 'n Bybel, sy sê ja, so toe, but the old translation.
The old translation, please. Want ons het gesien, tye wat verander het ook van die skrywers gekom en dele uitgehaal. En ek dink dit is waar die volle evangelie kerk as Pinkster ook 'n groot rol gespeel het oor jare rondom die bydraes wat ons gelewer het by die Bybelgenootskap. En as ek sê bydra, dan wil ek vir sê miljoene en miljoene rande van ons kerk af gegee het dat Bybels gedruk kan word en versprei kan word. En ons het net gevoel dat iewers moet ons ingetrek word en rondom die skrywe. En ek wil vir julle sê dat ons het seker so 'n paar weke gelede het ons eerste batch Bybels ingekom wat geskryf is deur die Bybelgenootskap, maar saam met die volle evangelie kerk, saam met die AGS kerk. Ons het gesit om 'n tafel en ons het dit alles weer teruggevat na die basis. Pastoor, ek wil vir jou een van ons nuutste weergawes gee. Dis 'n 2020 vertaling, maar dit is deur ons geskryf en ek wil vir jou sê baie dankie. Dit is iets kleins. Ons waardeer dit wat jy doen, hoor. Waardeer jou. Amen. Ek kan sommer my hande klap gee. Ja. Ek sal hier altyd waar kom die herders, want as hulle nie daar is nie, man, dan gaan die skalpies mos bokkies word. En wat die werk wat jy en jou vrou doen, en is vir my so besonder. Te verstaan, blykbaar 6 dienste al hier op 'n Sondag. Jy werk overtime. Ek hoop jy kry danger pay in Israel. Hierso in die East Lynn area. Wie moet 'n ou danger pay kry? Jy moet eintlik, dit is nogal, dis nodig. Ek dink ek moet met die kerkraad na die tyd praat. Ek wil jy uitnooi, as jy uitgaan by die deur aan die regterkant, het ons sommer net 'n banier met klomp goedjies wat jy kan vat huis toe, rondom om die Bybel te lees, rondom, maar net om jou leiding te kan gee, om dit vir jou makliker te maak, om in 1 jaar die Bybel deur te lees. En ek wil jy uitnooi om vir ons te bly bid. Ek kan sê, is presies nou 1 jaar in hierdie pos, en kan vir jy sê dat by die Bybelgenootskap gebeur wonderlike dinge. Ons is besig om die Bybel juis op hierdie stadium in tale te skryf wat daar nog steeds nie Bybels is nie. Kan nie glo in 2026 is daar nog kulture en groepe wat nog nie so bevoorreg is soos ons wat die Bybel het nie. Nou jy's besig met die Kooi Bybel en ek dink baie mense besef nie hoeveel jaar vat dit om 'n Bybel te vertaal, want jy moet na 'n kultuur toe gaan. Ek sal sê ons eet pap aan tafel, hulle eet pap uit potte uit. En jy moet die Bybel skryf rondom die kultuur, rondom dat hy sy ware, jy weet sy leesstof nie verloor nie, die impak van die evangelie nie verlore kan gaan. Ek wil vanoggend met die woord van die Here toe gaan en ek wil vanoggend werklik waar u kom bedien, maar terwyl ek u bedien, wil ek u moet in gedagte hou ook, dat daar soveel mense daar buite wat die evangelie van Christus Jesus nog moet hoor. En dit is wonderlik dat ons die sosiale platforms het om die evangelie te versprei. En ek wil vir julle sê, God se woord is onfeilbaar. Niks kan vergelyk word met die woord van God nie. Ek kan vandag vir jou sê, dat kind van God, jy kan nie funksioneer as die woord van God nie in jou hart en in jou lewe manifesteer nie. En vanoggend dink ek aan hierdie tyd wat ons in leef, hoe die duiwel kom, en hy is besig om mense te mislei. En vanoggend wil ek juis praat oor afleiding en misleiding en daai nederlaag wat jy dan beleef as gelowige. Ons moet pas op in hierdie dag en uur. Ek wil vir julle sê, daar's so 'n dun lyntjie van warm en koud. Ek hoop jy hoor wat ek vir julle sê vanoggend. Ons het so gemaksigtig geraak om kerksitplekke vol te sit en net warm te sit en dan huis toe te gaan en te dink ek is nou weer reg vir die volgende week. Ek het my batteries kom charge mos vanoggend by die kerk. As iets met hierdie week gebeur, dan is ek op pad. Ek het my ticket. Ek wil vir sê, dis 'n daaglikse heiligmaking. Dis 'n daaglikse strewe na dit wat God vir jou en my instoor het. En daarom kan ek en jy, of moet ek en jy verstaan vanoggend, dat terwyl ek en jy die woord van God hoor, dat ons dankbaar moet wees, dat ons die woord van God het. Ek en jy moet ook dankbaar wees, dat ons die geleentheid het, dat genade by ons kom stilstaan het, dat ons die besluit geneem het om Christus aan te neem,
dat ons deelagtig is van 'n groter prentjie, van 'n groot familie. Vanoggend wil ek vir jou sê dat God stel nie belang in jou skatte nie. God stel nie belang in wat in jou bankrekening is nie. Ek wil vir jou sê, ek het 'n surprise, dat as jy dink, as jy hier die tydelike gaan verwissel, dat jy jou venter sleepwaaitjie kan haak, en al jou mooi besittingkies kan insit, en saam met jou hemel toe vat, as jy daar bo by die poorte kom, jy kan niks saam met jou vat nie. Dit wat ek in hierdie lewe belê vandag, het 'n effek op môre. Waar ek vandag is as gevolg van besluite wat ek gister en eergister in my lewe geneem het. Besluite wat jy vandag neem in hierdie gemeente en wat aanlyn luister, wil ek vir jou sê, gaan 'n effek hê op jou leefstyl, gaan 'n effek hê op jou huisgenote, gaan 'n effek hê op jou besigheid. En daarom moet ek vanoggend vir jou sê, dit vra van jou en my om naby aan God te wandel. Sensitief te wees vir die Heilige Gees. 2 Korintiërs 2 sê in vers 11, sodat die Satan ons nie sal uitoorlê nie. Want ons is nie onkundig oor sy planne nie. Ek wil hê jy moet in gedagte hou, terwyl ek rondgaan, sien ek hoe mense, jy weet maar net, ek behoort aan 'n kerk, en my naam is iewers daarop, solank ek maar net, ons was verlede Sondag in 'n diens gewees, en kinders is ingeseën by 'n diens, en ek het vir myself net gesê, terwyl ek al gesit het, jy kan nie dink as jy jou papiertjie by 'n kerk gekry het, jy het jou ticket hemel toe. Hallo? Ek kom by die Dopperkerk. Jy mag dans, jy moet dit net nie geniet nie. Jy kan drink, jy moet net nie dronk word. Hallo? Julle lyk so heilig vanoggend. Jy sien vanoggend, dit vra heiligmaking. En hierdie hele week is ek in my gees besig om hierdie uit te dink aan hoe gesis is mense in hierdie dag en uur, dat van kansels af, valsheid bedien word, en duisende mense, maar dink as ek in 'n kerk behoort, en ek het 'n papiertjie, dat ek het my license tot die koninkryk van God. Dis teenstrydig met die woord van God, want bekeer jou, en laat jou toe. Ons kan die bladsye so uit ons Bybels uitskeer. En dit vra vanoggend van my en jou, om te besef, ek en jy word uitgedaag om in 2026 nie lou te leef volgens Openbaring 3 nie. Openbaring 3 sê, was jy maar net warm kind, maar nou is jy lou. God wil hê jy moet die vyand se strategie kan ken. En ek kan vir jou sê vanoggend, dis die hartseer, en dis die dilemma in die kerk van vandag, dat die mense wat in kerke sit nie die strategie van Lucifer ken nie. Hulle is nie bekend aan sy werke nie, en hulle val vir sy slinkse wyses van optredes in mense se lewens. Jy sien die patroon wat ek agtergekom het, is afleiding en misleiding, en dan na misleiding, dan vind 'n nederlaag plaas. Jy kan dit deur die woord gaan kyk. Afleiding is die eerste skuif van die vyand om van jou grondgebied te wil kom oorneem. Hy wil hê jy moet afgelei word. Wat is afleiding? Alles wat jou fokus van Christus afneem. Wat is die dingetjies wat jy najaag? Wat is die dingetjies wat vir jou meer belangrik is as God? Ek luister baie keer na mans en vrouens, en ek kom agter waar hulle harte is. Want hulle praat meer oor wat hulle het, en wat hulle wil hê, en wat hulle kan kry, as die genade van God. En dis waar afleiding begin. Want hy sê, soek eers, Matteus 6 vers 33 sê, Stef, soek my eers. En al die ander dinge sal volg. Ons probleem is, ons wil eers alles hê, dan soek ons God. En ons prioriteitslysies moet ek en jy maar opskeer, en vanoggend voor God gaan staan en sê, Here, ek moet my sake met U regmaak. Ek wil vanoggend vir jou sê, tyd is nie aan jou en my kant nie. Statistieke wys, duisende mense sterf minute, elke minuut. Alles wat jou fokus van Christus in hierdie amper sê ek semester, in hierdie seisoen van jou lewe weggevat het, moet jy terugkom by 'n plek en vir jouself sê, is ek vanoggend waar ek moet wees? Ek wil vir u sê vanoggend, ek is klaar met, ek het nog nooit kerk gespeel nie, wie ek is wie ek is.
Maar dit is my hartseer om by plekke te kom in instansies en te sien skares is besig met afleiding. Vir jou 'n bietjie popcorn gee en vir jou 'n yskriem gee, man, dis 'n lekker kerk hierdie. Bring sommer jou koppie koffie, kom sit, man, kom chill net so 'n bietjie. Ek wonder wat sou ons gedoen het as dit gekom het by die allerheiligste van die allerheiligste. Terwyl die priesters daar was, as die priesters se saak nie reg was nie. Kan jy onthou, pastoor, wat het ons geleer in teologie? Hy het klokkies aan sy kleed gehad. En een keer 'n jaar kon hy inbeweeg in die tent van die allerheiligste om die mensdom voor God neer te lê. En as hy al van aanvaar was, dan het niks met hom gebeur nie. Maar as die volk in sonde geleef het, het daar 'n rukwind ingekom en daar was 'n beweging binne in daai allerheiligste. Daai klokkies het beweeg en dan is daar stilte. Dan het hulle 'n stok met 'n pen gehad. Hulle het dit ingesteek waar die priester die profeet aan die ander kant was en het hom uitgetrek, hy's dood. Want God soek 'n man en 'n vrou wat skoon is. Wat nie 'n kompromie aangaan nie. En ek moet myself maar vanoggend afvra of ek op daai plek is en is ek nie besig met afleiding, want Hebreërs sê in vers 2 in hoofstuk 12, laat ons die oog gefestig hou op Jesus. Ons is meer gefokus op politieke partye wie Pretoria gaan oorvat, as oor wat God in Pretoria kan doen. Ek dink dit het tyd geword dat die kerk weer die kerk word. Dit was jare terug by ons konferensie 'n tema gewees. Let the church be the church. Dat die kerk weer opstaan. 'n Paar weke gelede, ons is op vakansie, toe ons terugkom, toe was die krag in waar ons bly nie. Ons bly net die ander kant. Dit was Eastland se mense wat gaan straik het. Kan julle onthou? Jy was skielik toe sit in die nuus. Jy was skielik toe kry Eastland krag en ons kry nog nie krag nie. Ek dink en ons moet ook dalk begin toi daar voor ons hekke. Soos die Eastlanders. Want jy sien die oomblik wanneer iemand opstaan, is daar reaksie. Hallo? Ek dink dit het tyd geword dat die kerk weer opstaan vir die waarheid. Kolossense kom en hy sê in vers 2 en hoofstuk 3, hy sê, rig julle gedagtes op die dinge daarbo. Waar is ons gedagtes? Ek praat daagliks met mans wat vasgevang is in pornografie. Ek praat daagliks met vrouens met my praat, sê pastoor, ek's vasgevang in pornografie. Vrouens ook. Ek's vasgevang in 'n buiteegtelike verhouding. Ek is besig om met iemand anders te chat, behalwe as met my man. Breek met dit. As jy vanoggend hier sit, ek wil jou nie bang praat nie, ek wil jou oortuig vanoggend, want dis wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees praat ons nie bang nie, die Heilige Gees se stem oortuig ons van ongeregtigheid in ons lewens. En daarom is dit nodig dat ek en jy strewe na heiligmaking, want hier kom die woord en hy sê, laat julle gedagtes gerig wees op die dinge daarbo. En Matteus 14 sê dit so mooi, hy sê, en hier kom Petrus, hy sê, toe hy na die wind kyk, afleiding, toe hy na die wind begin kyk, toe sink hy. Jy sien, afleiding trek jou weg. Die oomblik wanneer ek en jy vanoggend kan besef dat ons is in 'n wedloop, en wat die duiwel wil doen in jou lewe, hy wil jou in jou wedloop, dan kyk na ander mense se bane. Hy wil hê jy moet terugkyk, want as hy jou kon kry om terug te gaan na jou gisters en jou eergisters en jou foute toe, dan kry jy nie gefokus op jou toekoms nie. En Vader wil vanoggend vir jou sê, dit het tyd geword om op 'n plek te kom in jou lewe, om op jou toekoms te fokus en op die nou oomblik, want jou toekoms gaan nie realiseer as jy nie in die nou oomblik besluit te neem om effektief te raak rondom God se werk nie. Maar ons is besig met afleiding in ons lewens. Die duiwel wil kom en hy wil jou en my herinner aan ons gisters en ons eergister. Hy wil vir jou en my wys, kyk hoe mooi jy daai man bevordering gekry. Kyk hoe goed gaan dit met die buurman, het nou weer vir hom 'n nuwe motorboot gekoop. Hallo? Daai buurman het by 'n ander buurman gesien. Toe koop hy 'n boot, het net geweet, hy gedink hy vat hom Bronkhorstspruitdam toe sit 'n seeboot. Maar ek wil ook net ietsie gehad het.
Ons is so maklik en ons moet pas op in die dag en uur. Dat afleiding, Boeta, jou nie uitneem uit die teenwoordigheid van God uit nie. Jy moet besef vanoggend as vrou, dat daar's dinge wat jou kan aflei en jou uitneem uit dit wat God vir jou en my instoor het. Ek kan vanoggend vir jou baie goed sê, hier waar jy sit, glo ek is die Heilige Gees besig om jou te oortuig in jou lewe, van dinge wat jou aandag vat, wat dit wegvat van dit wat dit moet wees. Dink aan Lukas 10. Jy is besorg oor baie dinge, maar een ding is nodig, sê hy vir Martha. Jy is te besig met baie dinge. Ons is so besig soms, pastoor, met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet. En waarmee lei die duiwel ons aandag af, sit ek en ek wonder in hierdie week. Jy sien moegheid. En jy moet vanoggend hoor wat God vir jou en my sê. Moegheid. En jy kan Galasiërs 6, ek sê vir jou versies net sodat jy dit kan gaan vat ook. Maar moegheid in Galasiërs 6 vers 9. Dit is eintlik, jy weet, as jy kyk na die mensdom daar buitekant, net in 'n oggend in spitstyd. Hy het opgestaan net en maar hy lyk al klaar moeg. Hoe gaan dit? Vrot sleg, dankie. So tussen die vloer en die polle toe. So tussen die bome en die etiket, pastoor. Dis hoe ons lyk. Hoe gaan dit? Ag nee, ek voel vanoggend soos 'n ou suurtuur. Jy lyk soos 'n suurtuur. Gaan spyt jou 'n bietjie dat jy net weer 'n smile kry. Daai moegheid, dis een van die afleidings wat ek kan doen, want ons sit ons aandag en ons tyd op soveel ander dinge. En dan word ons moeg. Ons word moeg en dan is ons moeg by ons huise, ons is moeg om selfs voor God te gaan kniel. Bekommernis. Filippense 4 vers 6 en 7, bekommernis. Ons lewe in 'n dag en uur, wat die rigterskaal nie meer stil staan nie, wat reg oor die aarde, die aardbewings is. Dat daar vloede is, dat daar ontploffings is, dat daar nie net gerugte van oorloë is nie, maar dat daar oorloë is, dat daar hongersnood is, dat daar tekort is. Ek het altyd gewonder, toe pastoor Tini Barnard, hy het altyd vir ons Ivan Browning gekry om konferensies hou en tentdienste daar langs die brandweer in Rustenburg, brandweerstasie. Hy het gesê een oggenddiens in 1990 in daai tent, toe sê hy, daar gaan 'n dag kom, dat jy gaan geld in jou sak en jy gaan niks met dit kan koop nie. Nou dat ek 51 is, kom ons haal die mombakkies af. Jy het geld, maar jy kan amper niks met dit doen. Hallo, geld het nie meer waarde nie. Ek kyk gister na 'n grafiek van 1992 was die gemiddelde salaris R2000. 'n Gemiddelde huispaaiement was R800. Dis nie baie lank terug nie. Dis die realiteit, mense. En jy sien, vanoggend moet ek besef dat as ek gaan toelaat dat ek afgelei gaan word van al hierdie goed, gaan ek myself ontneem van die teenwoordigheid van God. Psalm 46, 'n derde punt wat vir my uitstaan is geraas. En Psalm 46 sê dit in vers 10, wees stil en weet dat ek is God. Be still and know that I'm God. Die geraas van die dag en die uur wat ons in lewe. Al die stemme om my en jou. Ek het geleer en ek wil jou aanmoedig om sekere mense weg te kanaliseer van jou aura af. Selfs familie. Nou nie my familie, ek het 'n great familie. Ons is sterfjakkalse. Daar is die arme mense vir die arme mense. Hier is arm. Dis waar ons vandaan gekom het. Maar ons het gestiek. Ons is liefdevol. Weet jy wat, kyk ek vanoggend hierna en ek kom agter na geraas. Ons luister so baie na al hierdie ander stemme om ons en ons verloor dit. En God vra vanoggend van jou Boeta om weer stil te word. Sê aan jou lewe, in jou huwelik, in jou finansies, in jou besigheid, oor jou toekoms. Wanneer laas het jy oor jou toekoms stil geraak? Maar ag, jy is soos 'n bering, jy gaan maar net. As dit nie werk, spring ek oor na hierdie. Jy maak jouself moeg. Want jy sien, dit is wat jou fokus wegvat. Want jou afleiding is op verkeerde goed gerig.
Mag jy vanoggend hoor, nie my nie, maar hoor wat God vanoggend met jou praat. Die waarheid is, as die duiwel jou fokus kry, het hy ook jou rigting gekry. As jy nie kan fokus nie, het jy ook nie rigting nie. Tweede punt wat vir my uitstaan, is misleiding. Ja, ek wil vir jou sê, ons moet pas op dat ons nie alles glo wat ons hoor en lees. Vandag op Facebook en op TikTok en op YouTube nie. Ek was donderdag was ons in Nylstroom, toe die sekretaris-generaal, ek dink oor AI gepraat, in 'n sessie met die vrouens, was dit? Ja, oor AI gepraat. En toe dink ek, anders sê, ag, dis niks nie. Ons lewe in 'n tyd dat hulle jou stem namaak, jou gesig, jou bewegings, en dit is asof jy self dit sê. Afleiding, misleiding. En as jy die woord van God nie in hierdie dag en uur ken nie, gaan jy vir enige ou daar buitekant val. Jy gaan vir elke ou spreker gaan, want hy gaan net ietsie so maak en so sê, en jy gaan val, jy's vuur. Dis die helse vuur, pas op. Waak en bid. Jy sien vanoggend die tweede skuif wat ek agtergekom het in baie gelowiges se lewens is misleiding. Is om iets wat die waarheid is te glo wat nie die waarheid is nie. Jy glo dis die waarheid, maar dis nie die waarheid nie. Dit laat jou glo hierdie is die waarheid. Dis nie die waarheid nie. En daarom eer ek 'n gemeente wat heiligmaking nastreef. Ek eer 'n gemeente wat God vrees. Wat nie besig is, kan ek die woord foefies gebruik hier in Eastland? Foefies. Al hierdie klomp tierlatyntjies nie. Johannes 8 sê, Satan is die vader van die leuns in vers 44. 2 Korintiërs 11 kom en hy sê in vers 14, hy sê, hy verskyn self as 'n engel van die lig. Ek het al geleer, baie keer kom jy in kerk en sê hulle, pastoor, jy het vanoggend so mooi gepreek, meantime soek hulle net 'n sagte plek op jou rug om 'n mes in te steek. Hallo? Hey, hulle sit tot in die kerk, die duiwels. Maar natuurlik, daar in Sinnewil, nie hier so in Eastland nie. Ek kry nou van Sinnewil gemeente dalk 'n oproep. Hoe kan jy dit sê? Hoor jy wat ek vir sê vanoggend, ons moet pas op wie in jou binnekring toelaat. Die misleiding, selfs in jou besigheid, selfs in die kringe waar jy is. Ek het in die week 'n boodskap gekry van iemand wat my so lank boodskap stuur oor hoe ongelukkig sy met 'n man is en wat 'n man alles verkeerd doen. Ek het naderhand hom so jammer gekry. Ek het ook al gevoel ek sal weghardloop. En hierdie vrou stuur en sy sê jy antwoord my nie. Ek is in verbasing. Kan dit wees, kan een persoon, een arme man deur soveel hel in sy lewe gaan? Hy het die duiwel by hom. Dis ek vir dit in einde. Ek dink nie jy het van God af gebid. Maar as dit vir my kyk, is jou man eintlik naby God, maar ek dink jy is ver van God af. Groete visbroed en 'n lekkie vir vlekkie. Geniet jou dag. Want mense wil alles regverdig in die dag en uur. Misleiding en afleiding, en weet jy, ek kyk na 1 Petrus 5, hy sê, wees nugter en waak. Hoekom sal die woord vanoggend vir ons in 2026 kom sê, wees nugter en waak? Die duiwel loop rond en soek wie hy kan verslind. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. 1 Petrus 5 vers 8, Johannes 10 vers 10, hy kom soos 'n dief in die nag om te kom slag, te steel en te verwoed. Hy het nie 'n bang hart nie, hy is ook nie 'n lui hart nie. Hy's besig, terwyl jy lê en slaap, wil hy alles in sy vermoë doen om jou huwelik op te breek, om jou finansies uitmekaar te ruk, om jou verhoudings op te breek. Om jou te kry, om jou fokus weg te kry van die waarheid af. En hy mislei ons. Genesis 3 is eintlik 'n oorspronklike patroon. Jy weet van hierdie aanval wat ek praat van, jy weet afleiding en misleiding. Gaan kyk 'n bietjie as jy tyd het vanmiddag as jy klaar geëet het. Afleiding. Kyk na die tuin. Adam en Eva en Lucifer
En hy kom en hy sê, het God regtig gesê? Praat met jou vanoggend oor misleiding en afleiding. En dan die val. Het God regtig gesê, daai misleiding, hy kom en hy lei hulle, hy kom met so afleiding. Het God regtig gesê? En nou kom hy en hy mislei hulle, hy sê, julle sal gewis nie sterf nie. En wat gebeur net daarna? Die nederlaag. Hulle verloor hulle intimiteit met God. Jy sien die nederlaag in 'n gelowige se lewe is om die vuur en die krag en die teenwoordigheid van God in sy huisgesin te verloor en in sy lewe te verloor. Wanneer jy die vuur van God verloor in jou lewe, man, dan is jy leeg. Jy praat en jy klink hoor. Jy bid, maar die demone lag. Want jy is nie besig met die waarheid nie. Want jy het so verval in afleiding en misleiding. Ek beklein julle, lyk nou so ernstig. Sê het omdat ek my geniet oor die waarheid. Want jy sien die woord sê die waarheid sal jou vrymaak. Ek wonder of jy besef wanneer jy weet hoe werk misleiding. Dit gebeur wanneer mense begin twyfel oor God se woord. Ons sien hoe baie mans en vrouens in die sosiale platforms sê, maar ek bevraagteken God se ewigheid. Ek bevraagteken die skepingsdoel. Ek bevraagteken wanneer die woord geskryf is. Moet nie op jou eie hart vertrou nie, sê die woord van die Here. Spreuke 14 kom en hy sê, valse denke wat vestings bou, in 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Hoor jy wat hy sê, valse denke wat vestings bou. Waar val hy jou en my aan? Hy val ons aan in ons behoeftes. Kom aan, het jy behoefte? Ek het behoefte as mens. Ek het behoefte om geliefd te voel. Ek het behoefte vir aanvaarding. Ek het behoefte om deel te wees. Ek het behoefte om gehoor te word. Ek het behoefte om raak gesien te word. Elkeen van ons, kom aan, laat ons van vanoggend eerlik wees. Ons is mens en hierdie vlees het nodig kompassie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal verstaan die omvang van intimiteit met God. Want jy sien, dit is Abba Vader se hart klop vir jou en my. Want dis waar alles begin en dis waar alles groei in jou en my lewe. Is die intimiteit met God. Afleiding en misleiding bring nederlaag. Dink 'n bietjie aan groot godsmanne wat geval het. Dit het nie daai dag gebeur, het nie daai dag geval nie. Toe Joos geval het, het nie daai dag geval nie. Toe almal dit sien nie. Toe Jimmy Swagger, ons praat van, kom ons wees eerlik vanoggend. Toe Dawid geval het, hy was lankal besig met Betsy in die borrelbad gewees. Hy het al lankal oor die balkon so op Betsy wag gesit en doen. Hallo. Toe maak hy borrels. En die koppie van hom begin te hardloop. Wat gebeur? Nederlaag. Wat gebeur? Die koninkryk van God ly skade. Wat gebeur? Mans en vrouens verloor hulle waardigheid, hulle menswaardigheid. Jy verloor jou identiteit in Christus Jesus. Sonde maak jou stem stil. Sonde maak dat jy nie in die regverdige kringe kan wil saampraat nie, want jy weet jou hart is donker. Jy weet jy is besig met ander dinge. Ek sê ek wil dit sê, hier is so Openbaring 3 vers 16 of die Pieterse vertaling, is die woord van God. Maar die Here praat vanoggend met jou en met my, om te sê, kom terug by die waarheid, kom terug by die intimiteit en by my identiteit. Ek dink ons lewe in 'n dag en 'n uur, en dit is die hartseer as ons kyk na jong mense, hulle op Instagram en op YouTube. Ek sien in die week, was daar 'n vroutjie gewees, ek dink in Korea iewers, 'n influencer, en sy het 'n fake gesig op haar profiel gehad. Toe verander die gesig. Toe sien hulle haar regte gesig. Toe verloor sy in een oomblik 140,000 followers. Want hulle gesien het, sy het nie reg so mooi gesig nie. Sy lyk eintlik soos 'n kat. Sy het gelyk soos 'n engel, ek moet self sê.
Maar toe daai screens weggaan, toe blyk soos ek hoor 140.000. Daai vroutjie sê ek vanoggend vir jou, want sy bou haar identiteit in sosiale platforms. Ons bou ons identiteit om op sekere profiele te kan staan. Dit is my hartseer om te sien, jy sien net die gelukkige gesiggies van mans en vrouens op Facebook, om die braaie. Ons sien nie 11 uur die aand by haar gepanel beat het. Dis die waarheid. Ons sien die mooi gesiggies, hulle almal in hulle kar op pad kerk toe is, die Here is vir ons goed. Maar ons sien nie 11 uur die oggend, wat ma en pa strydery het oor finansies nie. Dit sal ons nie opsit nie. Ons sit net die mooi op. Ons skep 'n beeld. Want dit is, ek dink elkeen van ons begeerte, behoefte in ons binneste, is om op 'n gelukkige plek te wil wees. Om die mooi te ervaar, om die suksesse te wil hê. Ek is in Moskou en ek staan en ek maak goedgesind uit my hart uit 'n mooi video. En ek stap so weg terwyl ek die video maak om mense te motiveer. En langs my staan 'n Urus. Ek weet nie wat sy kar is dit nie, 'n Lamborghini. Weet jy hoeveel mense het vir my gesê, jy Rusland toe gevlug en nou ry jy 'n Lamborghini. Plus jy 'n ryk man. Want ons lewe in 'n kultuur wat sukses gekoppel word aan wat jy ry en wat jy bly en wat jy dra. En dis die druk wat op ons kinders en op ons gesinne geplaas word in hierdie dag en uur. En ons moet sensitief wees vanoggend, kerk, dat ons nie aflei en mislei en dan vind ons onsself in 'n nederlaag. En ons verloor ons stemme. Ons verloor om voor God te kan kom, om te sê, ek kom net soos ek is, want ek voel skuldig, wat doen sonde? Dit laat Adam en Eva wegkry. Wat het geword? Hulle het naak geword. Dis wat sonde doen. Ek en jy het vanoggend, die diens is feitelik klaar. Ek en jy het 'n keuse, om vol te wil wees of leeg te wil wees. En ek kan vanoggend vir jou sê, hierdie wêreld bied baie. Maar ek gaan vanoggend vir jou sê, dis baie plastiek. Ek het baie keer mans wat my bel en vrouens wat met my praat, wat gesê toe ek alles gehad het, toe was almal daar. En ewe skielik toe die pop op die venster uit Stef, daar's niemand nie. En ek hoop vanoggend dat jy hoor, want die duiwel se doel is nooit afleiding nie, dis die deur. Hy soek maar net daai deur, sy doel is nooit misleiding nie, dis 'n proses. Weet jy wat gebeur dan? Die doel is nederlaag. Hoe lyk nederlaag? Ek wil vanoggend net by dit stil staan. Nederlaag kan jy meet aan iemand wat lauwarm is. Openbaring 3, gaan lees dit. Droë gebed, Psalm 51. My gebed het opgedroog. Ek hoor soveel mense sê, dit voel of ek teen die plafon vasbyt. Vader, glory, kom jy vandaan? God is nie daar nie, hy is hier. Hoe kon die Here dit nou my gedoen? Hoe kon dit my seun van my weggevat? Ek dink jy ons verstaan die konsep van God nie. Maar ons is maklik wanneer die pop in die venster uit om vir God die skuld te gee vir alles. Is omdat daar soveel afleiding en misleiding was, en raai wie kry die skuld op die einde? God. Maar ons ongeloof, die nederlaat gemaak het, ons wegbeweeg het van die waarheid. En ons hou ons besig met dit. En selfs God spring nie eers ons oordeele vry nie. 2 Timoteus 1, wat doen nederlaag? Dit bring dat daarmee geen vuur in jou lewe is. Geen vuur, 2 Timoteus 1 vers 6. Wakker, die woord sê, wakker my gawes aan. Ek wil jou vanoggend met dit los, om die gawes van God in jou lewe weer aan te wakker. Weer 'n aptyt te ontwikkel vir God. 'n Aptyt te ontwikkel dat die ora waar jy beweeg,
'n plek sal wees van liefde, van vrede, van honger en begeerte van God. Dink aan Samson. Ek dink ons kan aangaan, dink aan Dawid, dink aan soveel groot godsmanne wat daar was. Ek sluit af om dit vir jou te sê vanoggend, en as jy dit net kan hoor, dan was dit goed gewees. Die patroon, die vyand se patroon eindig altyd in 'n nederlaag. Hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Die patroon van die vyand is dat dit sal opeindig in katastrofe en chaos. Maar God se patroon eindig altyd vir jou en my in oorwinning. En mag jy vanoggend die oorwinning smaak. Die kruishout, die Via Dolorosa wat gestap is vir my en jou. When he was on the cross, I was on his mind. Daar was oorwinning behalwe vir jou en my, want hy het neergedaal in daai 3 dae na die doderyk en die sleutels gevat, sodat die dood in 2026 op huwelik en finansies en op gesinne en godvreesende mans en vrouens nie meer hou vas het nie. Ek en jy het 'n keuse. En mag die Here jou ryklik seën in daai opsig. Ek wil jou uitnooi om saam met my op jou voete te staan vir 'n oomblik. Pastoor, ek het by my tyd gehou. Kan jy dit glo? Wonderlik. Wil jy saam met my staan? Wat 'n voorreg om vanoggend hier saam met julle te wees. En partykeer, ek weet nie of pastoor altyd so hard praat nie, maar as ek nou moes kom om die boodskap so hard te moes oordra. Ek dink waar ou beweeg. En met wie jy praat, kom jy agter die tyd van speel is verby. Ek kan vir jou oor baie mooi goedjies gepraat het vanoggend en jou gestreel het. Maar ek glo vanoggend het ek iets in jou wakker gemaak. Wakker gemaak om te sê, Here, meer van U en minder van myself. Meer van die vuur en die krag in my lewe. As al hierdie nitty-gritties en al hierdie dingetjies wat ek mee besig is. Kom ek en jy knip die naaldstring van sonde vanoggend in ons lewens. Kom ons snip daai naaldstring wat jou en my verhinder van die volheid van God en die teenwoordigheid en die krag van God. Kom ons snip die naaldstring wat tussen ons en God staan, tussen ons en ons geliefdes staan, tussen ons en deurbraak staan. Ek kan vanoggend vir jou baie dinge sê, maar jy weet in jou hart wat aangaan. Jy soek jou eie hart vanoggend. Hemelse Vader, terwyl ons vanoggend so saam is, eer ons U vir die woord wat die waarheid is. En vanoggend, Here, het ek net gepoog om die waarheid aan hierdie man en vrou te bedien. Met die woord sê die waarheid sal ons vrymaak en glo dat U ook, Here, wanneer dit vanmiddag hier uit mekaar uit vanoggend uit mekaar gaan, dat U die spreker sal wees tot elke hart en tot elke lewe. Dankie vanoggend vir die salwing wat die juk breek in mans en vrouens se lewens. Hier waar ons nou staan terwyl ons in aanbidding is, as jy vanoggend hier staan en sê vir my, Pastoor Stefan, bid net saam met my vir 'n deurbraak. Ek wil ek jou vra om net jou hand op te steek en dit te laat sak. Ek wil vanoggend saam met jou bid vir jou deurbraak. Halleluja. Here, hierdie plek is vol, die galery is vol, die onder is vol, dit is mense wat hul hande opsteek, wat sê, Here, meer van U en minder van myself. Here, duideliker kon hierdie woord nie vanoggend tot my hart gespreek het nie. En vanoggend wil ek dankie sê dat U salwing die juk breek in hierdie man en vrou se lewe. Ek wil hier waar ek nou staan saam met jou bid vir vrede, vir deurbraak, vir die seën van die Here wat ryk maak en moeitevolle arbeid wat daar niks byvoeg nie. Ek wil oor jou kom uitspreek genade. Ek wil uitspreek oor jou krag van God. Ek wil oor jou weer kom uitspreek vandag dat daar weer 'n honger te gekweek sal word vir meer van God. Ons sal afdoen, Here, wegdoen met dit, Here, wat ons silinder van die volheid. Dankie vir die krag, dankie vir die genade, dankie vir hierdie oomblik wat ons vanoggend kon hoor. Ons herken ook vanoggend, terwyl ons so staan, dat ons baie keer toelaat om mislei te word en afgelei te word. En al hierdie nederlaag wil ons vanoggend kom neersit en klaar mee maak. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus wat my die krag gee.
Deur U wonde het daar vir my genesing gekom. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag is. Here, U is my krag en my sterkte. U is die goeie herder. U is die roos van Saron. U is die blindmorgenster. U is die leerling van die dale vir elke boetan sissa wat vanoggend hier staan. U ken hulle hart, U ken hulle trane. U ken hulle versoeke vanoggend. En terwyl ons in gebed is, wil ek vir jou sê, jou trane het 'n vervaldatum. En dit is vanoggend. In Jesus se naam. Dankie vanoggend, Here, dat U tot ons harte gespreek het. Ons vat die woord, ons vat die deurbraak, ons vat die genesing. Here, en ons kom vanoggend om te sê, ek staan op. Ek stap in die volheid. Ek stap in dit wat U vir my instoor het. In Jesus se naam. Ek eer en ek loof U. Amen. Amen. Kan ons Here lof offer gee. Amen.